En ons nuuspersoon van die jaar, kan ek sê. Daniella, gooi môre aan jou. Môre weer, Dawie. Weet jy, daar is so baie goeders oor die jaar gebeur het. Ons gaan net so een of twee van die hoogtepunte aanraak. Een daarvan, wie sekerheid van 'n finansiële oogpunt of 'n ekonomiese oogpunt, is natuurlik kunsmatige intelligensie. En Time het nou reeds 'n paar mense aangewys as die persone van die jaar. Ja, waar hulle gewoonlik een persoon aanwys, is dit sommer 'n groep mense en dit noem hulle eintlik die vaders en moeders as ware van kunsmatige intelligensie of AI soos ons dit noem. Want dit was regtig 'n jaar wat AI algemeen geraak het en almal dit begin gebruik het. ChatGPT, jy Dawie? Ja, natuurlijk doen ek dit. Ja. Wat het jy gedoen? So ek dink baie meer mense gebruik dit nou en dit was regtig 'n groot storie van die jaar en hulle dit as die persoon van die jaar aangewys. Interessant genoeg, in 83 was die persoonlike rekenaar die persoon van die jaar en nou is ons by kunsmatige intelligensie. En ek dink dit gaan 'n geweldige impak hê op ekonomiese aktiwiteite. Ons gaan nou sien die jaar wat kom, wat die werklike praktiese implikasies daarvan is. Maar intussen het sekere aandelepryse die hoogte ingeskiet as gevolg natuurlik daarvoor. Ja. Nog iets wat ek dink 'n hoogtepunt van die jaar is sekerlik die G20 hier in Suid-Afrika. Ja, nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd, maar ons was eintlik 'n groot fokuspunt. Ons was die gasheerland gewees, maar ons is nie genooi na volgende jaar se G20 beraad in Amerika waar Donald Trump natuurlik vir Suid-Afrika die koue skouer gee nie. So baie verwikkelinge natuurlik ook daar met Suid-Afrika se rol in die G20. Ek sou sê, jy weet een van die groot probleme in Suid-Afrika is dat ons het hierdie wanfunksionele staat. Ja. En ons het korrupsie en ons het net eenvoudige onvermoë van die staat se kant af. En veral wat die polisie aanbetref. Wat my betref, ek my hoor of jy saamstem, hierdie kommissie wat die polisie ondersoek. Ja, die sou jy nie was sê dis een van ons grootste nuusstake plaaslik nie? Ongetwyfeld en 'n hartseer saak natuurlik een van die getuies wat verlede week getuie D. Marius Vlam van 'n Merwe wat voor sy kinders geskiet is en ek dink ook die jaar regtig wat vletjieblassers in die nuus was. Daar die mense wat dapper is, wat opstaan, wat uitpraat oor korrupsie en ons sal regtig moet fokus om hierdie mense beter te beskerm in die toekoms. Wel, ek luister na die president verlede week wat hy nou gepraat het oor die ANC en hoe hulle self moet vernuwe en so. Dink jy daar gaan iets van kom? Gaan hierdie kommissie 'n verandering bring? Ek weet nie of dit verandering teweeg sal bring nie, maar hopelik mense wat aan die pen ry, gelukkig soos met die Zondo-kommissie was daar daarom gevolge gewees en ons kan maar net hoop dit gebeur. Bitter min. En ons kan hoop dat dit aan die groot klok kan hang en die publiek bewus is en dit dalk by die stembus 'n verskil kan maak. Daniella, baie dankie dat jy weer 'n keer hier by ons draai kan maak. Dit is so rowwig en 'n baie klein neutedop wat die afgelope jaar gebeur het. Ja, ek dink dit is een van die volgende dinge wat moet gebeur. Ons moet iets doen. Daar moet gevolge wees oor al die nare dinge wat soms gebeur in die land.